Amen. Ek is so bly jy is vanmôre saam met ons hier. Ja, dit raak vakansie en ons bywoning gaan bietjie minder word, maar ek wil jou tog aanmoedig dat as jy hier is, om nie ons dienste te mis nie. Ek gaan dit nie uitrek nie, maar ek wil tog hê dat ek en jy moet vol bly. As jy nie eet nie, gaan jy sterf. As jy nie vol bly van God se woord nie, gaan jy ook geestelik sterf. Nou, ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema onveranderend. Onveranderend. En as jy jou Bybel saamgebring het, maak dit oop vir my daar by Hebreërs 13 en ons gaan saam lees so vanaf vers 6, net so 2-3 versies oor die tema onveranderend. Nou, ek weet nie van jou nie, ek hou nie van veranderinge nie. Wie hou ook nie van veranderinge nie? Sjoe. My dinge by die huis moet nogal redelik dieselfde bly. Die goed moet nie geskei word nie. Ek ry my vorige Nissan bakkie het ek 10 jaar gery want ek weet wat ek het. Ek hou nie van veranderinge nie. Ek doen die werk wat ek doen vir 29 jaar. Ek bly in dieselfde huis vir 25 jaar. Ek bedoel my haarstyl kan jy seker sien. Is vir die laaste 40 jaar dieselfde. Ek hou van dieselfde goed. Dit maak dat ek rustig is en dat ek 'n bietjie sekerheid het en dat ek 'n bietjie stabiel het en ek hou van dit. Wie hou ook daarvan? Nou ek sien die slim mense sê daar is 'n fobie, jy noem dit metatesio. Dit beteken dat jy 'n intense vrees het vir veranderinge. Nou ek het nie 'n intense vrees daarvoor nie, maar ek kan nogal verstaan dat mense bang is vir veranderinge. 'n Intense vrees of angs wat jy beleef wanneer dinge verander, wanneer omstandigheid verander, wanneer jou roetine nie dieselfde bly nie en dat jou lewe so bietjie onver gegooi word. Nou miskien is 'n nuwe kar partykeer lekker, né? Daai nuwe reuk. Daai reuk van vars lewer en ja, dit is lekker. Maar verder hou ek daarvan dat my goed dieselfde bly. En dit is hoekom Hebreërs 13 vir my so mooi is, want hy praat daarvan dat Jesus onveranderd is. Lees dit gou saam met my. Hebreërs 13 vanaf vers 6. Hy sê daarom kan ek en jy met vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens my kan doen? Gedenk die voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Nou, sê gou vir die persoon langs jou, dis goeie nuus. Dis goeie nuus dat die God wat ek en jy aanbid nie kan verander nie en dat hy gister, vandag en môre tot in alle ewigheid dieselfde is. Nou, in 'n vinnige veranderende wêreld is dit nogal gerusstellend om te weet dat daar sekere dinge is wat altyd dieselfde bly. Wat vandag gewerk het in die wêreld, werk nie môre nie. Wat vandag mode is, kan ek jou verseker is oormôre uit die mode uit. En hoe ek vandag 'n ding gedoen het, gaan nie môre dieselfde wees nie. Dit kan my grensloos irriteer as ek nou net Absa se app geleer het. En dan môreoggend as ek 'n betaling wil doen, dan is die rooi blou en die pink is geel en dan moet ek eers bietjie lees en my bril opsit om te sien wat wil hulle hier hê. Man, dit kan my grensloos irriteer as al die paaie toemaak en ek moet 'n ander pad ry. En ek het gekom vanmôre vir jou wat net soos ek voel dat dinge moet dieselfde bly, om vir jou goeie nuus te gee dat Jesus is altyd dieselfde. Hy kan nie verander nie. Dit pas so mooi aan by Malagi 3 vers 6. Hy sê, want ek die Here het nog nie verander nie. Ek die Here het nog nie verander nie. Psalm 102 vers 28 sê, hy sê, maar ek die Here bly altyd dieselfde. Dis goeie nuus in 'n wêreld wat besig is om te verander, dat daar nog een ding is waarop ek en jy kan staat maak, en dis die Here, wat nooit verander nie. Jakobus 1 vers 17, hy praat van die Vader, hy sê, by wie daar geen verandering is nie, by wie daar geen verandering is nie. Hy's gister, vandag, môre, tot in alle ewigheid is hy dieselfde, hy's die onveranderlike van ons lewe. Mense verander, wie het dit agtergekom? Seisoene verander,
gesondheid verander, lewens verander, emosies verander. En partykeer kan dit skielik wees, partykeer kan dit hartseer wees. Sjoe, toe tannie tannie Elma my bel en sê, pastoor, hy is nou net oorlede. Sê ek is onmoontlik, ek was 'n paar ure terug by hom by die hospitaal en besef ek weer dat lewens verander, situasies verander, seisoene verander, emosies verander. Maar Jesus bly dieselfde. En kan ek vir haar hierdie boodskap gee terwyl sy onseker is oor die toekoms, onseker is van wat die volgende paar dae kan gebeur, kon ek net by haar sit en sê, Tannie, moenie bekommerd wees nie. Al verander alles, Jesus bly altyd dieselfde. Ons sing 'n ou liedjie wat sê, alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit dat Jesus nie verander nie? En dit beteken net een ding. Dit beteken dat Jesus se wese nie kan verander nie. Dit wat Jesus is, sy wese, Maleagi 3 vers 6 sê, ek die Here kan nie verander nie. Dit beteken dat sy hart, sy identiteit, sy karakter, sy manier van dinge doen, sy wese kan nie verander nie. Mense verander, my en jou se wese verander. 'n Wese beteken dit wat jy is as niemand jou sien nie. Dit is jou wese. En ek het gekom vanmôre om vir jou te kom vertel en te kom sê dat God se wese, wie hy is, sy hart, sy identiteit, dit kan nooit verander in 'n veranderde wêreld nie. Sy natuur, sy liefde, dit kan nie verander nie. En al verander alles in hierdie wêreld, wil ek hê jy moet weet dat God bly goed. God bly geregtig. Hy bly vol liefde. Hy bly regverdig. Hy bly heilig. Hy bly barmhartig. Hoekom? Omdat God se wese, wie hy is, nooit kan verander nie. En terwyl ek hieraan dink, is daar 'n paar dinge wat die Here in my hart los om vanmôre vir jou te kom sê, wat van Jesus kan nie verander nie. En die eerste ding wat van Jesus nie kan verander nie, is sy wese. En omdat sy wese nie kan verander nie, hoor gou mooi, kan God se liefde nooit verander nie. Sy liefde vir 'n sondige mens, vir 'n wêreld, kan nie verander nie. Ek het 'n eenvoudige voorbeeld hier neergeskryf. Ek was baie lief vir pampoen gewees. Jy moenie pampoen na by my bring nie. My liefde vir dit het verander. Ek sien so gereeld daar in my huis, dat die een kamer is pink, want ons is lief vir pink. En die volgende week dan is hy bruin, want ons liefde vir die kleur het verander. En daar's mense wat vir jare getroud is, en dan sê hulle, pastoor, toe ek een oggend wakker word, en ek kom in die oë kyk, toe wil ek om met die kussing versmoor, want my liefde het verdwyn. Wie weet waarvan ek praat? Alles in hierdie wêreld verander. Mense se liefde verander. Maar ek het vanmôre gekom om vir jou goeie nuus te gee dat Jesus se liefde kan nie verander nie. In 2025 is sy liefde vir jou nog net so groot soos die dag toe hy aan Golgotha sy lewe vir jou gegee het. Dit het nie verander nie, dit het nie minder geword nie, dit het nie verplaas nie. Jeremia 31 vers 30 sê, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, sê die Here. Wat is ewig? Dit hou nie op nie. Dit hou net aan en hou net aan. En vanmôre is die boodskap eenvoudig, omdat Jesus se wese nie kan verander nie, kan sy liefde nie verander nie, want dit is hoe hy is. Dit is wie hy is. Ons sing 'n ou koortjie. Isn't the love of Jesus wonderful? It's so high, you can't get over it. It is so low, you can't get under it. It's so wide, jy kan dit net nie ontsnap nie. Die liefde wat die Here vir jou vanmôre het, kan nie verander nie. Johannes 13 vers 1 se B gedeelte sê, en omdat hy sy eie mense, maak gou so, hy praat nou met my en jou. Hy sê, omdat hy sy eie mense in hierdie wêreld lief gehad het, hy het hulle lief gehad tot die einde toe. En Jesus is die begin en die einde. Sy liefde vir jou kan nooit einde kry nie. Dit hou net aan. Dit hou net aan. Sy bloed is dikker as water. Ek het gekom vanmôre om vir jou te sê dat in hierdie Kerstyd
moet jy aan baie dinge vasklou. Jy moet aan baie dinge vasklou wat besig is om te verander. Ek sien Kersfees is nie meer Kersfees nie. Kom aan. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nie die Kersfees feeling nie. Want alles verander, maar Jesus se liefde kan nie verander nie. Dit wat jy doen wat verkeerd is, kan nie God se liefde oor jou verander nie. Jou slegte dae maak jy dat Jesus jou minder lief het nie. Dit wat jy maak, wat God baie keer hartseer maak jy dat hy minder vir jou lief is nie. Sy liefde is konstant, dis onveranderlik, elke môre nuut. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde aan ons, juis toe ek en jy nog sondaars was, het hy sy lewe vir my en jou gegee. Jy ken Johannes 15 vers 13, groter liefde het geen mens, dat hy sy lewe vir sy vriende gee nie. En vers 14 sê, Sanchin, ek en jy is God se vriend. Hy het jou vanmôre liefde by, soos wat hy dit nooit meer kan maak nie. Jesaja 43 vers 4 sê, ek het jou lief, jy is so mooi vers die, ek het jou lief, daarom gee ek mense in jou plek, koninkryke in jou plek, sodat jy gered kan word. Wil jy nie gou vir jouself net sê, die Here het my lief, en sy liefde kan nooit vir my verander nie. En daarom wil ek jy moet vanmôre weet, al is jy so nou en dan ver van die Here, kom net weer terug, want sy voordeur staan altyd oop, sy stoeplig brand altyd, en hy is altyd besig om die kinders na hom toe te roep, want sy liefde het nog nooit verander nie. Daar's nog 'n ding van God wat nooit kan verander nie, omdat sy wese nie kan verander nie, kan God se verlossingsplan nie verander nie. En ons is besig om in 'n seisoen in te beweeg wat ons die verlossingsplan van Jesus Christus kom vier. Wat is verlossing? Verlossing is dat ek en jy gered is, dat ons die lewe het en eintlik het ons die dood verdien. Ons is gered, ons is herstel en hoor gou-gou, God se plan vir die wêreld, die verlossingsplan kan nie verander nie. Hy het gekom sodat sondaars tot bekering kan kom en dat ek en jy die ewige lewe kan hê. Hy doen dit nie net tydelik nie. Hy doen dit nie net om 'n bietjie verligting te bring nie. Hy doen dit nie net sodat jy so 'n bietjie uit die moeilikheid kan uitkom nie. As God verlos, dan verlos hy totaal en al in die naam van Jesus. Hebreërs 7:25 sê, daarom kan hy ook volkome red. Nie net so bietjie nie. Nie net om jou so bietjie uit die moeilikheid te haal nie. Dis wat die wêreld doen. As ek en jy in die moeilikheid is, dan gee die wêreld ons net so 'n bietjie verligting. Dis asof jy jou net so uit die modder uithaal, maar net nou is jy weer in die moeilikheid. Maar die verlossing van Jesus is onveranderd. Wanneer hy dit een keer gedoen het, wanneer hy jou gered het, sal jy nooit weer verlore kan gaan as jy by Jesus bly nie, want as jy in sy hand is, dan maak hy sy hand toe. En die liefde van Jesus kan nie verander nie. So kan die verlossingsplan ook nie verander nie. Ja, baie van ons beweeg weg van die Vader af, maar is nog steeds sy passie, dis nog steeds sy hart, dat jy moet terugkom, en wanneer jy terugkom en jou sondes bely, dan sê hy, ek is getrou en regverdig, om jou sondes te vergewe. Hoekom? Want my verlossingsplan kan nie verander nie, punt. Daar's niemand so sleg, dat hy nie weer kan goed word nie. Hallo? Sy redding was nie 'n modegier nie. Dis nie iets wat uit die mode uit kan raak nie. Dis vir ewig. Romeine 6:23 sê, maar die genadegawe van God, met ander woorde die ewige lewe, dit is vir ewig. Dis nie net vir 'n rukkie nie. En as ek en jy Jesus aanneem, gaan ons vir ewig by hom wees. Want die verlossingsplan kan nie verander nie. En as jy in hierdie Kerstyd so 'n bietjie rond beweeg en jy die Kersliedjies hoor en die Kersboom sien, dan wil ek jy moet jouself net daaraan herinner dat God se verlossingsplan staan nog steeds vas soos die dag toe Jesus aarde toe gekom het. Hebreërs 10:14 sê, want deur een offer
is ek en jy vir altyd volmaak geheilig. Deur een offer vir altyd. Hoor gou my hart vanmôre, dit kan nie opraak nie, dit kan nie wegraak nie. Die verlossingsplan van Jesus Christus is onveranderlike. Alle mense moet tot bekering kom. Amen. En kan ek vanmôre gou vir jou vra, jy moet gou terugkyk in hierdie jaar. Hoeveel mense het jy gehelp om tot Jesus tot bekeer? Van die verlossingsplan het nie verander nie. Gaan dan heen en maak disippels, dis die pastoor se werk, nee. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, leer hulle en doop hulle, maak hulle disippels, dat ons weer van voor af kan begin. Die verlossingsplan het nie 'n plan A en 'n plan B en 'n plan C nie. Almal moet tot bekering kom. Alle volke, nasies, volke, tale, noem dit. Ek het vanmôre gekom om vir jou te kom vra dat jy moet in hierdie feesseisoen net vir een persoon vertel dat die verlossingswerk van Jesus het nog nie verander nie. Hoor gou wat sê Handelinge 4 vers 12. Hy sê die saligheid is nie deur iemand anders nie. Dit is nie deur iets anders nie. Dit is nie deur iemand anders nie. Dit is net deur Jesus Christus. Die derde ding wat nooit kan verander nie, omdat God se wese nie kan verander nie, is sy woord. En ek dink vanmôre dat jy weet dit, jy besef dit, maar glo ons nog dat God se woord kan nie verander nie. Baie keer dan sê iemand, man, vat net my woord. Vat net my woord. As iemand dit sê, dan moet jy hardloop so ver as wat jy kan. Vat net my woord, man, ek gaan jou môre betaal, of ek kom môre, vat net my woord. Maar wanneer Jesus sy woord vir jou gee, is dit iets waarop jy kan staan, want dit is 'n rots, dit is 'n anker wat nooit kan vergaan nie. Jesaja 40 vers 8 sê, dat die gras kan verdor, die blomme kan verwelk, maar die woord van God staan vas tot in ewigheid. En as God gesê het ja, dan is dit ja. En as God gesê het nee, is dit nee. Sy woord is ja en amen tot in ewigheid. En ek weet nie waardeur gaan jy vanmôre nie, maar hoor gou, elke belofte, elke letter, elke beginsel, elke waarskuwing wat in hierdie Bybel neergeskryf het, is nog steeds net so geldig soos die dag toe God dit neergeskryf het. Lukas 5 vers 5 is 'n baie mooi verhaal. Die disippels het probeer visvang en Jesus sit vir hulle en kyk op die strand. Wie ken daai verhaal? En toe die bootjie nader kom, toe sê Jesus vir Simon, Simon, gooi die net aan die ander kant uit. En hy sê, ag Here, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar dis nie waar die sinnetjie eindig. Hy sê, maar op u woord. Maar op u woord sal ek die net uitgooi. Jy ken die verhaal. Hulle sê daar was soveel vis dat al die ander bootjies nader geroep het en gesê, kom help net, want ons gaan sink, hier's te veel vis. En ek het vanmôre gekom om vir jou te sê dat God se woord het nog nooit verander nie. En maak nie saak waardeur jy gaan nie. Maak nie saak hoe vasgevang is jy in jou situasie nie. As die Here sê, gooi die net uit, dan gooi ek die net uit. Maar pastoor, dit maak nie sin nie. Ek weet nie hoe gaan dit uitwerk nie. As ek die sommetjies maak, dan klop dit nie. Maar op grond van God se woord doen ek wat die Here sê. Op grond van God se woord sit ek my voet uit en ek loop op die water. Op grond van God se woord was ek nou net verlam, maar ek staan op en ek vat my dragbaar en ek loop. Op grond van God se woord klim ek uit 'n willevye boom uit en ontmoet ek die meester. Op grond van God se woord begin ek die lappe van 'n dooie mens afdraai, want daar was lewe gewees. Weet jy wat kan met jou lewe gebeur? Die oomblik wanneer jy weer gaan terugkom en op God se woord gaan begin staan. Die Here praat met jou, die Here gee jou instruksies, en dan sê ons, ek kan dit nie doen nie, dit maak nie sin nie, ek weet nie hoe gaan dit uitwerk nie, maar vanmôre het ek gekom om vir jou te sê, net soos wat die liefde van Jesus nie verander nie, net soos wat die verlossing nie verander nie, so verander God se woord nie. Hy's nie 'n man dat hy sou lieg of iets sou sê en later spyt daarop wees nie, maar op grond van God se woord gaan ek vorentoe beweeg. En as jy in hierdie tyd enige probleem het,
vat jou woord en begin jou woord lees en sê, Here, hier is 'n belofte. Here, hier is nog 'n belofte en op grond van die woord gaan ek vas staan en doen wat van my verwag word. Sy woord kan nie verander nie. Jy kan niemand daar buite vertrou nie. Sy woord is nog steeds 'n lig, nog steeds 'n lamp, nog steeds 'n tweesnydende swaard, nog steeds lewend en kragtig. Hoekom? Dit kan nie verander nie. Dit kan eenvoudig net nie verander nie. Daar kan niks bygesit word nie. Niks van dit weggevat word nie. Niks kan daarbey aangepas word nie. Hy het nie 'n vervaldatum nie. Psalm 119 vers 16 sê dat die som van die woord is die waarheid. En dan kom Johannes 17 vers 17, dan sê hy, U woord, Here, U woord is die waarheid. Miskien moet ek en jy 'n bietjie oorpleisies kry en in ons ore druk, sodat ons nie die stem van die wêreld hoor nie. Dat ons weer kan terugkom na die stem van die Here toe, want as jy die stem van die Here hoor en op sy woord reageer, gaan ons lewe in oorvloed. Wie soek oorvloed? Kom aan. Ek is moeg vir krummels. Miskien nou jy van krummels. Ek hou nie van krummels nie. Maar op God se woord gaan ek doen wat van my verwag word. Die vierde ding wat nie verander nie, omdat God se wese nie kan verander nie, is God se plan vir jou lewe. En ek weet jy ken dit uit jou kop uit, maar toe ek by hierdie gedeeltetjie kom, het ek hom doodgetrek en dan skuif ek hom een kant toe en dan trek ek hom weer terug. En dan werk ek my boodskap uit en dan haal ek hierdie punt uit, maar iemand moet vanmôre hoor dat God het nog steeds 'n plan vir jou lewe. God het nog steeds 'n plan vir jou. Pastoor, jy weet nie. Ek is elendig. Ek het niks oor nie. Ek het niks waarop ek kan terugval nie. God het nog steeds 'n plan vir jou. Sy plan vir jou lewe het tog nooit verander nie. Jy ken Jeremia 29 vers 11. Die Here sê, ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed, dat jy gelukkig sal wees, dat jy 'n hoopvolle toekoms wil hê. Maar as ek rondkyk, dan sien ek mense met lang gesigte, mense met trane in hulle oë, want dit lyk net nie asof die lewe uitwerk nie. God het 'n plan vir jou. Maar alleen, God het 'n plan vir jou. Partykeer dan dink ek, sjoe, ek het daar 'n wille draai gemaak, ek het kronkeltjies gemaak en ek het hier van die pad af gegaan. Hoor gou, die manier hoe jy die pad loop, maak nie saak nie. God se plan vir jou lewe sal nog steeds op die einde uitkom. Ja, baie kere doen ek en jy dinge wat dit so 'n bietjie langer maak. Ons moet dalk net so 3 dae geloop het, maar toe loop ons 40 dae. Want ons het vir dinge verkeerd gedoen en verkeerd hanteer en die Here sê, laat jy maar 'n bietjie loop. Loop maar so 'n bietjie in die ronde, maar die plan het nie verander nie. Ons gaan van hier af soontoe. Hoe jy dit loop, is jou saak. Ek het gekom vanmôre om vir jou een ding te kom sê, God is nog nie klaar met jou nie. Dank die Here, ek is nie meer waar ek was nie. Maar ek is verseker nog nie waar ek is nie. Ek is nog nie in my beloofde land nie. Ek is nog nie in die oorwinning nie. Ek is so halflyf daar en die lewe maak draaie en die lewe het kronkels en opdraande en baie keer voel ek, Here, ek weet net nie meer watter kant toe nie, maar hou net goeie moed. Die Here se plan het nog nie verander nie. Hy beplan vir jou voorspoed. Hy beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Loop jy net die pad saam met die Here op grond van sy woord. Efesiërs 2 vanaf vers 10 bevestig dit. Hy sê, want ons is God se maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Ons het 'n plan. God het 'n plan. God het 'n plan met jou lewe. Psalm 139, gaan lees dit by die huis. Dit praat daarvan dat voor jy nog in jou ma se moederskoot gevorm is, het God 'n plan gehad. Het God 'n plan gehad. En miskien loop ek en jy zigzag deur die lewe, maar jy moet uitkom by dit waarvoor God jou aarde toe gestuur het. Filippense 1 vers 6 sê, dat ek oortuig is, dat die goeie werk wat God in my begin het, gaan hy ook klaarmaak. Die goeie werk wat hy begin het, die plan wat hy vir my gehad het, die gawes en die talente wat hy binne in my geplaas het, God het 'n plan daarmee gehad, en hy gaan jou nie halfpad los nie, hy gaan saam met jou stap. En miskien sit jy vanmôre en jy sê, sjoe, ek weet nie wat is God se plan met my lewe nie. Kom aan. Ek sien koppe skud vanmôre.
Ek weet die pastoor, ek is 40, 50, gaan 60 toe. Ek weet nie hoekom het God my hier geplaas nie. Weet jy wat moet jy doen? Jy moet bid en sê, Here, ek weet dat u plan vir my lewe kan nie verander nie. Dit kan nie verander nie. Wil u nie die plan aan my openbaar nie? Wil u nie help dat die plan 'n werklikheid word nie? Ek sê dit baie, die mees tragiese plek ooit in Hartbeesfontein is die begrafplaas. Nie omdat daar mense lê vir wie ons lief en dierbaar was nie. Daar lê mense wat nooit hulle plan uitgeleef het nie. Sjoe, vervul jou roeping. Ek preek dit baie. Vervul net jou roeping. As God jou geroep het vir so 'n klein dingetjie, dan wil ek daai klein dingetjie perfek doen. Maar as God my geroep het vir so 'n groot taak, dan wil ek daai groot taak 100% uitleef. God se plan, ek weet nie hoekom pik ek op jou vanmôre nie. Hoor gou wat ek sê, God se plan vir jou lewe het nog nie verander nie. Dit het nie verander nie. Hy het 'n plan en 'n doel met jou. En maak nie saak hoe die lewe maak en hoe kronkels jy loop nie. God het 'n plan. Al wat jy moet doen is sê, Here, hier is ek. Hallo. Hier is ek. Wil U nie asseblief net die plan in my lewe 'n werklikheid maak nie? En dan kom ek by die laaste punt. En dis eintlik waaroor my boodskap gaan. Jy sien, omdat Jesus onveranderd is in sy wese. Met ander woorde, sy verlossing, sy liefde, sy plan vir jou, sy woord, sy wese, wie God is, kan nie verander nie. Maar weet jy wat? Ek en jy kan verander. Prys die naam van Jesus. En omdat Jesus nie kan verander nie, moet ek en jy verander, sodat ons soos Jesus kan word. Ek sien 'n so 'n prentjie in die week op Facebook het Elsa my wys en dit gaan heeltemal oor iets anderste. Maar is 'n man wat sit en hy skilder 'n familie wat voor hom sit. En dan kort dan is die kindertjies hardloop hulle rond en dan sê hy, kom sit dit gou stil. Ek kan jou nie skilder as jy rond beweeg nie. En dan hardloop die kindertjies en dan roep hy hulle weer en sê, kom sit net stil. En as jy so gesit het, moet jy so bly. Jy kan nie nou so sit en net nou so sit nie. Jy moet dieselfde bly. En dan teken hierdie man en dan kyk en dan sê, draai net vir my so bietjie. Draai net, daar sê, no. Jy sien, die prentjie moenie verander nie, sodat die ou wat die prentjie teken, kan reg teken. En die Here praat met my en hy sê, ek is God wat nie kan verander nie, sodat jy in my kan vaskyk die hele tyd wat nie verander nie, sodat jy wat nog kan verander, moet verander na heerlikheid, na dieselfde beeld as wat jy sien, waarmee jy besig is. Vergeet al die ander goed wat ek in hierdie jaar gepreek het. Ek het vanmôre 'n ernstige boodskap en ek wil daarmee afsluit vanmôre, dat ek en jy is nie God nie. God kan nie verander nie, maar prys die naam van Jesus, dat ek nog vanmôre kan verander. En ek bid en ek sê, Here, help my, dat ek verander, sodat ek soos Jesus kan word, dat ek meer soos U kan word, dat ek heilig kan word, dat my lewe kan reflekteer, dit wat ek sien, waarmee ek besig is. En hoe meer ek daaroor dink, begin ek dink, Here, iets goed in my lewe, wat ek moet verander, wat ek moet rondskei, wat ek moet verwyder, sodat ek soos Jesus kan word. En miskien sê jy, pastoor, dis te laat in die jaar, ons sal Januarie begin, ons kan nie hierdie jaar afsluit, as ons nie begin om te verander, om soos die onveranderde te lyk nie. En ek kan 'n week preekie hoor, jou woord moet soos God se woord lyk. Jou liefde moet soos God se woord se liefde lyk. Jou verlossingsplan vir die wêreld moet soos God se verlossingsplan lyk. Alles wat jy sien moet verander sodat dit kan word soos Jesus is. En ek besef net vanmôre, daar's 'n rede hoekom Jesus onveranderd is. Sodat ek en jy kan verander om soos hy te word. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons word na dieselfde beeld verander, na heerlikheid, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepsel.
die ou ding is verby. Dit praat van 'n verandering wat plaasgevind het. En as jy vanmôre hier sit en jy het nie in hierdie jaar iets in jou lewe verander om soos Jesus te wees nie, het ek vir jou goeie moed. Goeie nuus. Jesus gaan nie verander nie. Jy moet verander. Jy moet verander. En ek weet ons hou nie van veranderinge nie. Maar Romeine 12 vers 4 sê, word nie gelykvormig aan die wêreld nie, maar word verander. Word verander, sodat jy soos Jesus kan wees. Jy sien, jy moet 'n bietjie geslyp word. Jy moet 'n bietjie gesnoei word. Dan moet so 'n bietjie aan jou gebou word. En ek kry in my kop 'n fotootjie van 'n bordjie wat sê, under construction. Sjoe. Ek weet nie van jou nie, as hierdie my lewe is, dan is hier 'n bordjie wat sê, I'm under construction. En as jy hierdie groot malls, wat hulle so bou, dan het hulle mos so 'n 3D prentjie, wat hulle opsit langs die highway, van hoe die mall gaan lyk. En as ek daar verby ry, dan kyk ek altyd na die prentjie, en dan kyk ek wat hier gebou word, en dan kan jy sien hoe hy besig is, om soos die prentjie te lyk. Sjoe, hoe lyk jou prentjie in verhouding, met dit waarmee jy besig is? Hoe lyk jou lewe in vergelyking met die onveranderde? Ek kan vanmôre vir jou een ding sê, die tyd raak min. Ja, tot Kersfees en tot Nuwe Jaar, ek praat nie van dit nie. Die tyd raak min om te verander, om soos die onveranderde te lyk. Ek weet nie, maar oom Frans se dood was vir my 'n groot skok hierdie week gewees. Ek het Sondag nog met hom gesels hier buite onder die boom, en net so is hy weg. Hoe lyk jou lewe? Is jy besig om soos die onveranderde te word? Ek is onder konstruksie. Maar weet jy wat? Ons moet nou begin klaar kry. Die Heilige Gees wil intrek. Ons moet nou begin klaar kry. Ons kan nie nou meer sukkel met klein goedjies nie. Ons kan nie. Ons jaartema het ons baie dinge deurgewerk. Ek is onder konstruksie, maar ek moet nou klaar kry. Ek moet nou klaar kry. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld, dan is ons klaar. Ou Jakob word genoem die bedrieër. Hy word die slinkse een genoem, die een wat selfgeregverdig is, die een met listige planne. Die een wat sy broer bedrieg en wat sy pa mislei, en die een wat op 'n stadium moes vlug vir sy lewe, en ja, Jakob beteken niks anders as die bedrieër nie. Maar toe die Here met hom bemoeienis maak daar in Peniel, en die Here kom met 'n geveg met hom, toe kom verander die Here sy lewe, sodat hy begin om te lyk soos die onveranderde. En dan sê die Here, jy gaan nie meer Jakob genoem word nie, jou naam is nou Israel. Dit beteken, ek is die prins van die Here. Ons kan nie meer die bedrieër wees, hier in die einde van die jaar nie. Ons kan nie meer Jakob wees nie. Ons lewens moet begin verander, die een wat kan verander, om te lyk soos die onveranderde. Sodat die Here by jou kan kom en sê, sjoe, Erika, jy is nie meer Erika nie. Jy is nou prins van God. Junior, sjoe, jy het baie verander. Jy is nie meer met wie jy was nie, jy is nou prins van God. En dan begin ek onder konstruksie raak, en my lewe verander, en as ek eendag opstaan, dan sê ek, sjoe, ek begin nou al hoe meer soos Jesus lyk. Kan ek jou vanmôre vra, en ek is klaar, hoeveel bordjies is daar nog rondom jou, wat sê konstruksie, konstruksie? Wat 'n afdeling van jou lewe, hoor gou mooi, is nog onder revamp? Want ons sal moet klaar kry. Ons sal moet klaar kry. Want die Here Jesus is onveranderd, sodat ek en jy wat kan verander, soos hy kan word. Kom ons sluit ons oë. Here, sjoe, ons is so half op die drempel van hierdie jaar wat verby is. Die nuwe jaar lê voor ons, en as ek so 'n bietjie terugkyk en so 'n bietjie moet stokkyk, dan sien ek 'n klomp bordjies in my lewe wat sê under construction. En Here, dankie dat jy in my lewe besig is, maar vanmôre wil ek opkyk na die onveranderde, en ek wil my lewe begin verander, sodat ek soos Jesus kan begin lyk, soos Jesus kan optree, soos Jesus kan doen, soos Jesus kan leef,
sodat U welbehaag in my het. En Here, ek wil vanmôre bid, Here, begin by my. En dan wil ek vra, Here, dat U reg rondom in hierdie gebou sal gaan en elkeen vanmôre net by hulle sal kom stil staan en kom sê, hierdie area van jou lewe lyk nog nie soos die blueprint nie. Dit lyk nog nie soos die prentjie nie. Dit lyk nog nie soos dit moet lyk nie. En Here, dat U ons 'n ernstigheid in ons hart sal gee om soos Jesus te word. Here, die jare is verby. Sjoe. Maar Here, dankie dat U onveranderd is. En dankie dat U nog vanmôre 'n geleentheid gee dat ek my lewe kan regmaak om soos Jesus te doen.